Ja, ek het groot geword in Germiston. Mense vra vir my gewoonlik, weet nou, hoekom moet jy afgaan Stellenbosch toe? En dit is snaaks hoe daar maar net 'n sameloop van gebeure plaasvind wat jou in 'n rigting vat. Ek het al vertel, daar was die fliek van Frederik Burgers op 'n plaas. Ek kan nie eens meer die fliek se naam, ek was so jong laaitjie. Nou, Frederik Burgers en sy seun oefen met pampoene om dit vir mekaar aan te gee. Die seun wil graag op Stellenbosch gaan studeer en dan ook rondom rugby. Maar die ma wil nie hê die kind moet aan rugby gaan deelneem. Nou, hoekom dit in my agterkop gaan lê het en ek half 'n ideale beeld van Stellenbosch gekoester het. En toe in my die jaar wat ek militêre diensplig doen, het ek 'n vriend daar raak geloop en hy sê toe vir my, hy gaan teologie studeer en ons besluit, okay, jy weet, kom ons doen dan aansoek vir dieselfde koshuis, Helderberg. Hy het 'n vriend gehad wat in die koshuis was en hy sê dit is 'n goeie koshuis, hy geniet dit. So is ons toe nou al twee Stellenbosch, ons het daar in Helderberg koshuis gewees. En ja, so ja, wat ook gebeur het, wat my nogal net so 'n stukkie ander inligting is, terwyl ek my diensplig gedoen het, beland ek in Walvis Bay. En my bevelvoerder daar roep my eendag in en sê, hy hoor ek wil teologie gaan studeer. En hy wil my afraai om Stellenbosch toe te gaan, want Stellenbosch het geweldig liberaal geword. Nou ja, jy's iemand uit matriek. Wat weet jy nou regtig van liberaal en konservatief en so aan? Nou twyfel ek. Op daai stadium het my pa al aansoek gedoen, of ons het aansoek gedoen vir verblyf in Helderberg koshuis en goedkeuring gekry, ek plek op Stellenbosch. Maar ek doen toe 'n aansoek ook vir tikkies en tikkies laat weet my, nee, dis reg, ek kan kom, maar ek besluit toe nee. Jy weet, ek kan nou nie laat my pa nou hierdie deposito betaal het en wat ook al en ek gee dit prys nie. So ek is gelukkig dat ek uiteindelik afgaan in Stellenbosch toe. En ja, op Stellenbosch, heel interessant, het ek nogal van Hebreëus begin hou. Op 'n manier, my kop is ook iets wat van 'n wiskunde kop, wetenskap kop. En ek het gevind dat Hebreëus, as jy die patrone ken, dan kan jy dit baie maklik uitwerk, jy weet. En ja, dit is ook vir my, die ander ding is, ek het gevoel in die kerk self hoor 'n mens bitter min preke uit die Ou Testament. En dit het my nogal getrek na die Ou Testament, want ek het gevoel 3/4 van die Bybel is Ou Testament, jy weet. Ek moet sorg dat ek bietjie dit beter leer ken. En nou ja, professor Fensham was destyds die departementshoof by Semitiese tale, en hy het gewoonlik gekyk, jy weet, wat is studente stel belang, jy weet, Hebreëus wat ook al, en dat hy hulle gou gerangeer na sy kant toe in terme daarvan jou aangemoedig om neers te doen ensovoorts. En heel interessant dan nou ook, terwyl ek nou op kweekskool was, in jou finale jaar, moet jy nou 'n klein miniskripsie skryf, en op daardie stadium het 'n gedeelte in Spreuke my oog gevang. Dis Spreuke 22 vers 17 tot 24 vers 22, wat hulle in verband bring met 'n wysheidsgeskrif van Egipte, die onderrig van Amenemope. En ek besluit toe, maar ek gaan my miniskripsie oor daai gedeelte doen. En hy was nou op daai stadium Dr. Klaasen. Hy het my nogal gehelp om materiaal wat nie in Suid-Afrika was nie aan die hande te kry. En dit was so dat, dit was hier rondom 19
23, 24. Ja, dit is verlede jaar, wat eintlik die 100-jarige viering van die ontdekking van hierdie Egiptiese geskrif en die besef dat dit ooreenstem met wat 'n mens in Spreuke aantref, dat dit na vore gekom het. Dit was eintlik kurator van die Britse Museum wat op hierdie ek kan nou nie onthou of dit 'n papyrus gedeelte of perkament of hoe ook al, en hy het gesien wat dit klop met wat jy nou in daai gedeelte van Spreuke vind. En te kort daarna het verskeie van die Duitsers en die Franse het vertalings van hierdie werk gepubliseer. So ek het op daai manier met Spreuke begin die mekaar raak en die wysheidsliteratuur wat uiteindelik nou my hooffokus later jare geword het. Maar in my finale jaar het ek ook oor die boek Spreuke, nie oor Spreuke nie, maar oor Jona 'n proefpreek gemaak. En ek was nog altyd lief, of sedert daai tyd lief vir Jona, omdat dit so 'n interessante verhaal is, en 'n mens dit as literatuur kan lees, en ek het ook my proefpreek daarop gewys dat jy hier met humor in die boek te doen het. Ek het later ook akademiese artikel daaroor geskryf dat jy in Spreuke, of liewer in Prediker met ironie te doen het, maar in Jona met satire. So dit was vir my nou die twee fokuspunte op daai stadium van my lewe, dat ek op hierdie materiaal begin werk het. En met my M het ek die benadering van Gerhard von Rad, hy was 'n Duitse Ou Testamentikus, sy manier van omgang met die wysheidsliteratuur, Ou Israel se wysheidsliteratuur, het ek vergelyk met hoe Hans Heinrich Schmid, hy was weer 'n Switserse Ou Testamentikus, hoe hulle die wysheid benader. En so struikel ek toe in Stellenbosch se biblioteek op die proefskrif van professor Jimmy Lauder, wat ook met Hans Heinrich Schmid se siening van die Israelitiese wysheidsliteratuur, en ek kan sê die hele ou nabye Oosterse wysheidsliteratuur 'n goeie stuk navorsing gedoen het. En professor Lauder, wat hier by Tikkies was, hy het sy proefskrif oor die boek Prediker daarvan gebruik gemaak, van Hans Heinrich Schmid se insigte onder andere. En dit was my 'n vreeslike, wonderlike proefskrif in so 'n mooi Afrikaans geskryf dat dit my aangetrek het. En ek het hier hom ook kom ontmoet, 'n bietjie hom uitgevra, jy weet, want ek is toe nou besig om my M te skryf en hier is ek maar 'n bietjie met die Duits. En jy kom agter, hier's iemand wat eintlik beter die dinge verstaan as wat jy dit verstaan. Maar so het ek dus vir professor Lauder redelik vroeg, dit was so 1978 ontmoet. Maar ek het in daai tyd ook met professor Ferdinand Duis se publikasies te doen gekry en ook aanklank gevind daarbey. Ek het eintlik sy manier van omgang met die Ou Testament het my geweldig aangespreek. En ek het ook vir Dr. Walter Klaasen op daai stadium gesê, weet, ek sou eintlik eendag graag die Ou Testament op die wyse waarop professor Duis dit hanteer het, te kan uitlê. So het ek ook uiteindelik by RAI beland in die departement Bybelkunde. Ek het in 1978 het hulle pos geadverteer, terwyl ek nou met my M besig was, adverteer hulle toe 'n pos by RAI wat ek toe wel gekry het. So beland ek by RAI en my opdrag is ek moet vir sowel of die studente sowel 'n bietjie Ou Testament as Nuwe Testament doseer. Ons was net 3 in die departement.
Die prof Paul Du Plessis, hy het Nuwe Testament doseer. Op daai stadium was Michiel Leroux, was hy verantwoordelik, of Giel Roux, was verantwoordelik vir die Ou Testament, so ek moes Ou en Nuwe Testament vir die studente gee. So, en wat ek dan aan hulle moes leer was dan veral die derde deel van die Ou Testament, wat te doen het met die geskrifte, dus nou Psalm, Spreuke, Job, Prediker, met daai derde deel oor die boek Daniël. En ek moes ook dan vir die tweedejaarsstudente 'n bietjie inleidingswerk doen oor die sinoptiese evangelies, Matteus, Markus en Lukas. En toe ek nou met die M klaar het, gaan klop ek by professor Deist aan om te hoor, maar kan ek nie my doktersgraad of my doktersthesis dan doktorale navorsing onder hom doen nie. Ek kom klop by hom aan, hy was toe nou op daai stadium by Unisa, ek dink hy's in 77 of 78 het hy oorgeskuif Unisa, hy was vroeër by Universiteit van Port Elizabeth. En hy luister my uit en sê vir my, nee, hy dink nie, hy is die regte persoon onder wie ek moet studeer nie. Hy dink ek moet onder professor Louder gaan werk. En hy sê, maar as jy 6 maande bereid is om 6 maande te wag, professor Louder is besig om oor te skuif van Tuks af na Unisa toe. En, maar hy sê, kom ons bel gou vir professor Louder, en ons hoor of hy bereid sou wees, jy weet, om jou as student aanvaar. Bel hom, hy sê, gerus, ek kan hom gou kom besoek, en nou ja, so dit gebeur dat ek by professor Louder ook oor die boek Prediker, hy het sy proefskrif oor Prediker gedoen, ek doen toen ook 'n proefskrif oor Prediker, wat gefokus het op op daai stadium het ons dit genoem, die gedigte oor die dood in die boek Prediker. Hoe kyk Prediker na die dood? Want dit is tog iets wat anders as wat jy in die res van die Ou Testament. Jy weet, hy sê eenvoudig, as jy doodgaan, is dit uit en gedaan, jy weet, dus daar's nie hoop op 'n lewe hierna nie. Nogal 'n radikale siening, kan jy sê op daai stadium. Maar so het ek dan nou uiteindelik die wysheidsliteratuur my hoë fokus gemaak. Ja, 'n mens kies dit nie van die begin af nie, jy weet, dit is so, dis as het ware of deure vir jou oopgemaak word, en jy dan uiteindelik in 'n rigting begin loop, en nou ja, ek het eintlik dan oor die derde deel van die Ou Testament het maar altyd my hoë fokus gebly. Ek het 'n paar artikels onder andere oor van die psalms, want jy vind ook in van die psalms, is daar enkele psalms wat as wysheidspsalms geklassifiseer word. So ek het oor daardie boeke gewoonlik gepubliseer, die boek Daniël ook, want dit was hier in my jaar op of nou nie op Stellenbosch nie, by RAU, wat die sielkunde prof 'n artikel publiseer oor hoe noukeurig Daniël die sterfdatum van Jesus voorspel het. En ek sê maar, dis nie waar nie, Daniël is nie 'n voorspelling, Daniël is 'n apokaliptiese literatuur, en dit was nou een van my eerste publikasies, jy weet, wat ek wetenskaplike publikasie waarop ek nou nogal bietjie trots was op daai stadium, dat ek so bietjie iemand anders aangevat het oor sy siening van die boek Daniël. Ek het later ook vir die Bybellennium 'n bydrae gelewer oor die boek Daniël. Want dit het my steeds gefascineer, ook die apokaliptiese literatuur. So jy kan sê ek het oor die wysheidsliteratuur, die apokaliptiese literatuur veral gewerk in my tyd wat ek 'n akademikus was. Gedigte oor die dood in die boek Prediker. My navorsing gedoen het, omdat Prediker sulke radikale andersoortige uitsprake oor die dood maak, as wat jy in die res van die Ou Testament
vind. En dan ook, jy weet, op daai stadium, Prediker is geskryf hier so middel 300, 3de eeu voor Christus, waar jy alreeds hierdie opkomende idee kry van lewe na die dood, opstanding en so meer. En die skrywer van die boek Prediker neem standpunt teen hierdie siening. Hy sê nee, jy weet, die lewe eindig by die graf. Dan is alles uit en gedaan. So, dit het my ook al meer en meer laat nadink ook oor, weet, is daar lewe na die dood? Eindig alles nie maar met die dood nie. En ek ervaar dit ook so, dat ek het nie 'n siening dat ek nou, as ek doodgaan, jy weet, ergens heen gaan en ek gaan daar harp speel of sing of jubel en juig. Nee, ons kry een lewe en dis die een hierdie kant van die graf. En hier moet ons sinvol leef en in harmonie met mense, verdraagsaam en so meer. En dit het heel interessant, toe Breitenbach nou verlede jaar sterf, ek het ingeskakel op die begrafnisdiens of die herinneringsdiens die dag, en toe hier teen die einde, toe dra hy self die gedig, ek sal sterf en na my Vader gaan. Nou hy het dit voorgedra danksy 'n opname. Dit was nou nie dat hy daar uit die kus uit dit voorgedra het nie. Jy weet, en onmiddellik tref het my dat daai gedig sin speel op die gelykenis van die verlore seun. Ek sal sterf en na my Vader gaan. En dan sê hy nog 'n tweede ding, my pa het 'n groot boardinghuis. Vir my sinspeling op wat jy, die woorde van Jesus in die Johannes Evangelie, in die huis my Vader is daar baie wonings. Maar hier teen die einde van daai gedig dan sluit hy en sê, laat ons sterf en vergaan en vrolik wees. En toe drop die pen by my, maar dit is iets wat jy vind by Prediker, hierdie, ek het dit genoem, sterwensbewustheid en lewensgenot. En toe het ek 'n artikel daaroor geskryf, waar ek van Breiten se gedigte, waarin hierdie idee van die eindigheid van ons lewe, waar hy dit as tema na vore bring, maar dan ook, hy die lewe voluit geniet, en jy weet, veral ook as jy sy liefdesgedigte lees, hy moedig dan aan om die lewe met jou vrou, met jou geliefde te geniet. So toe het ek eers nou die boek Prediker, enkele van die gedigte, bietjie behandel, en dan gewys hoe dit tog ooreenstemmings wat ek vind. En ek is bly om te kan sê, jy weet, Litnet Akademies het dit aanvaar as 'n artikel wat nou hopelik voor die einde van die jaar sal verskyn. Maar dit is, ja, op hierdie stadium, jy weet, my kop hardloop op verskillende terreine rond, want ek het so 'n paar jaar voor dit, het ek ook iets oor Antjie Krog geskryf. Ek het dit ook vir Litnet gestuur, jy sal dit wel vind, mense wat my naam sou Google as hulle op Litnet ingaan of Litnet se soek engine gebruik, behoort op die artikel af te kom, want wat my ook geïnteresseer het, kyk, Antjie Krog is eintlik 'n tydgenoot. Sy's so 'n jaar na my gebore, en ek het van haar bewus geword die jaar wat ek in my militêre diensplig gedoen het, 1970. Ek dink toe sy haar eerste digbundel gepubliseer, Dogter van Jefta. En ek het die digbundel aangekoop, en sedert daai tyd, jy weet, het ek bewus, jy weet, as jy nou in die teologie is, en in die Bybelwetenskap kan jy nou nie, jy weet, jy moet sorg dat jy jou eie terrein goed bemeester, maar ek het nog altyd 'n liefde vir gedigte ook gehad, deels omdat 'n mens nou oor die psalms, dis gedigte, en ja, ek het oor Antjie Krog nou van haar gedigte ook, en sy ook, jy weet, hier haar latere digbundels hanteer sy ook
haar eie eindigheid, veroudering, eindigheid, en die lewe eindig, of speel hier af, dis kan die graf, en daarna is dit verby met ons. Is daar alleen maar herinnering aan ons, en bly ons eintlik voortleef danksy ander mense se herinnering aan ons. Maar dat ons bewustelik gaan voortleef, dit glo ek nie. Ek aanvaar daar die sieninge of die mooi woorde van Uys Krige wat gesê het, ons gaan die groot slaap. Ek aanvaar, jy weet dat ek het vir mense ook gesê, jy weet as jy nou 70, as jy 70 jaar slaan, dan is dit so, jy word bewus, jy weet, hoeveel jaar kan jy nog ophoop, 'n dekade en 'n half. Jy vind daai gedagte ook in die psalms, nee, ons leef 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80. En dan is die lewe verby. En ek kan ook sê in daai sin, die Ou Testament, eintlik in die Ou Testament vind jy die siening van die lewe eindig by die graf. Oor die algemeen het die skrywers van die Ou Testament dan ook gesê, jy weet, jy gaan na Sheol, en Sheol was maar eintlik die onderwêreld waar jy so 'n skimagtige bestaan gaan voer, maar dit is nie 'n lewe wat jy nou kan sê, jy weet, ek gaan daar lekker in my motor rondry of op my motorfiets of ek gaan lekker rugby speel, jy weet, ons gaan daar om 'n groot wat sê nou sê stadion sit en ons gaan weer lekker rugby kyk, jy weet. Dis nie hoe die lewe gaan uitspeel hierna nie.